God is vir ons 'n skuilplek en 'n bron van krag. As hulp in benoudheid is hy altyd te vind. Daarom sal ons nie bang wees wanneer die aarde skud, die berge wankel in die hart van die see nie. Mag die genade en vrede vir ons van die Here Jesus Christus die Here, God die Vader en van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. Gemeente, die skriflesing vandag kom uit Genesis 6. Dit is die eerste gedeelte van die vloedverhaal wat oor 3 hoofstukke strek. Ek gaan lees hier uit die 2020 vertaling. Toe die mense meer begin word oor die hele aarde en daar dogters vir hulle gebore is, het die hemelwesens gesien dat die dogters van die mense mooi was. Hulle het toe vir hulle vroue geneem, wie hulle ook al verkies het. Die Here het toe gesê, my gees sal nie vir altyd in die mens bly nie, omdat hy ook vlees is. Sy lewensdae sal 120 jaar wees. Die reëse was in daardie tyd en ook daarna op die aarde, solank as wat die hemelwesens by die dogters van die mense ingegaan en vir hulle self kinders verwek het. Daardie kinders was die helde uit die ou tyd, beroemde manne. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot is en dat alles wat hy in sy hart bedink altyd net sleg is, was die Here jammer dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom tot in sy hart gegrief. Toe sê die Here, ek sal die mens wat ek geskep het van die aardbodem af uitwis, mense sowel as diere, ook kruipende diere en die voëls van die hemel, want ek is jammer dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. Hier volg die familiegeskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige man, onberispelik in sy optrede tussen sy tydgenote. Hy het naby God geleef. Noag het 3 seuns verwek, Sem, Cham en Jafet. Die aarde was deur en deur sleg voor God. Die aarde was vol geweld. God het gekyk na die aarde en kyk, dit was deur en deur sleg, want alle mense het 'n verderflike pad geloop op die aarde. God het vir Noag gesê, die einde van alle mense het volgens my besluit aangebreek. Wanneer hulle toedoen, is die aarde vol geweld. Kyk, ek gaan hulle verdelg saam met die aarde. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Jy moet die ark maak met verskillende ruimtes en dit van binne af en van buite met pik bestryk. Dit is hoe jy dit moet maak. Ek wil net sien, dit is goed, van vers 17 af, skus. Dit is hoe jy dit moet maak. Die lengte van die ark 300 L, sy 50 L en sy hoogte 30 L. 'n dak moet jy vir die ark maak, 1 L vanaf die boonste rand moet jy dit afrond. Die opening van die ark moet jy aan die sykant insit, 'n onderste, middelste en derde verdieping moet jy maak. En ek gaan vloedwaters oor die aarde bring, om alle vlees, waarin die asem van die lewe is, onder die hemel te verdelg. Alles wat op die aarde is, sal omkom. Maar met jou sluit ek my verbond.
Jy sal in die ark ingaan, jy en jou seuns en jou vrou en jou seuns se vroue saam met jou. Van alles wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elk na die ark bring, om hulle saam met jou aan die lewe te hou. Manlik en vroulik moet hulle wees. Van elke soort voël, van elke soort dier, van elke soort kruipende dier op die grond, sal 2 van elk na jou toe kom om aan die lewe te bly. En jy, neem van elke soort kos wat geëet word en bring dit by mekaar by jou. Dit moet vir jou en vir hulle as kos dien. Noag het dit toe gedoen, net soos wat God hom beveel het, so het hy gemaak. Gemeente, so lees ons uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat hierdie woorde hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons bly net so sit en dan bid ons saam. Here, ons dankie op hierdie Sondag vir die draai van 'n nuwe seisoen. Ons dankie vir die reën. Ons dankie vir die skoonheid wat ons om ons kan waarneem, die groenigheid. Ons dankie dat ons kan weet dat dit uit U hand uitkom. Ons dankie ook vir die geleentheid wat ons het om op hierdie Sondag weer as gelowiges by mekaar te kom, om te hoor wat U woord vir ons sê in hierdie jaar met al sy onstuimigheid. Here, ons weet dit is slegs U wat die ware verlossing en uitkoms bring, ten minste te midde van al die angs en al die onsekerheid en al die menslike planne waarvan ons lees. En daarom kom ons hier in ontzag by mekaar om te kom luister wat U woord vandag vir ons wil sê. Here, ons doen dit want ons weet dit is U wat verlossing en verkwikking vir ons siel bring. Gee dat ons ontvanklik sal wees, sodat ons gesindheid en ons gemoed versterk kan word en dat ons 'n lig vir die wêreld kan wees. In U naam ontwil. Amen. Gemeente, die laaste paar weke was die nuusblaaie vol van berigte van die oorlog wat tans uitspeel in Iran. Aanvanklik het ons gelees van aanvalle in 'n ver afgeleë plek. So 'n week of wat later het ons gehoor dalk van bekendes of selfs familielede wat gestrand sit op lughawens, Midde-Oosterse lande. En nog 'n week later hoor ons dat die petrolpryse moontlik geaffekteer word en dat goedere moontlik ook nie meer vervoer kan word nie. En so het hierdie ver afgeleë gebeurtenis deurgedring tot ons eie leefwêreld. Dit speel af in 'n land wat vir ons ver afgeleë is en 'n mens kan dink, hoekom sal daar soveel belangwekkende gebeurtenisse in so 'n droë land plaasvind? In so 'n droë en bykans vanuit ons perspektief bykans onbewoonbare gebied. Gemeente, maar die agtergrond van so 'n olieryk land is dat dit eens op 'n tyd
baie plantryk was. Aangesien olie deur plante gevorm word in 'n proses wat ons vandag katagenese noem. Dis 'n proses waar tydens hierdie plantmateriaal in koolwaterstof omvorm word. Miskien is daar van u wat met hierdie proses beter bekend is as ek. Maar wat dit beteken is dat hierdie gebiede wat nou woestyn is, soos ek gesê het, eens op 'n tyd baie plantryk moes gewees het. En dit is inderdaad die geval. Daardie hele gebied en die riviere wat ons daar sien, die Tigris en die Eufraat, was duisende jare gelede wel eintlik, om die waarheid te sê, 'n moerasagtige gebied. Nou die Ou Testament, wat natuurlik ook oor 'n hele paar duisend jaar afspeel, speel af in tydens hierdie tyd wat ons vandag die verdroging van daardie gebiede noem. Nou interessant, hierdie beskawings waarvan ons lees in die Ou Testament, dit was van die vroegste landboubeskawings en hulle het versamel rondom riviere. En daar's net 'n paar paar plekke in die wêreld waar landboubeskawings kon ontstaan, want hulle was beskerm deur woestyngebiede langs aan daardie gebiede. So die woestyn het gehelp dat mense hulle nie kon aanval om hulle goedere dan byt op te maak nie. Dit is nou totdat die Assiriërs van perde begin gebruik maak het en hulle kon toe nou 'n nuwe ryk daaruit bou en meer beweeglik word. Maar die tyd wat ons nou nog van verneem in hierdie verhaal is nog die tyd wat hierdie gebied nog baie moerasagtig was. So ons kan dink dat as ons nou kyk na van hierdie riviere ook en hoe die sneeu wat op die berge smelt, die rivier se volume baie dikwels so 40 of soms selfs 100 keer vergroot tydens die reenseisoen, kan ons dink dat die Israeliete nie die enigste mense was wat vloedverhale vertel het nie. Die argeologie veral van die laaste 100 jaar het vir ons gewys dat daar eintlik 'n hele klomp vloedverhale was, omdat hierdie gebeurtenis so deel was van die mense se leefwêreld. Een van die bekendste figure waarvan ons hoor, miskien het van u al die naam gehoor, dit is Gilgamesh in die Sumeriese of later die Babyloniese gebied, en daar is 'n klip uitkerwing van Gilgamesh op sy boot, en hierdie bote het baie dikwels gedien om inderdaad lewende hawe ook te red teen die vloede. Ons sien selfs 'n bietjie later dat stede soos Ninive, wat ook in die vorige eeu opgegrawe is, eintlik tot 'n groot mate gebou is om die vloei van water te reguleer en teen te werk. So dit is baie sterk in die antieke mense van daardie gebied se bewussyn. Hoe moet ons te werk gaan met hierdie vloede? Nou kan ons vir onsself vra, te midde van al hierdie gebeurtenisse, kom daar 'n figuur met die naam Noag tevoorskyn. En wat maak Noag anders as die ander figure waarvan die antieke wêreld praat? Wat maak hom uniek? Wel, wanneer ons na die eerste deel van die verhaal kyk, dan sien ons soortgelyke beskrywings, vergelykings met van die vorige
van die ander verhale. Ons sien iets ons lees iets van groot figure, ons lees iets van die hemel en die aarde wat as het ware nog so 'n bietjie nader aan mekaar staan, die hemelwesens en die mense wat met mekaar te doen kry, maar dat hierdie gebeurtenis eintlik 'n breek bewerkstellig tussen die hemelse ryk en die aardse ryk. Ons lees ook dat die mense na aanleiding van hierdie gebeurtenis baie jonger geword het. Dan lees ons 'n bietjie verder van God se jammerte dat hy sy skepping gemaak het. Ons lees dat hy sê dat hy nie net die mense nie, maar ook die diere gaan uitwis. Nou dit is vreemd vir ons, aangesien ons nie eintlik lees dat die diere teen God gesondig het nie. En ons kan vir onsself vra, nou waarom sal dit wees dat die diere ook moet boet vir die mens se sondes? Maar in hierdie vertelling word dit vir ons aangedui dat die mens en die diere almal deel is van dieselfde skepping. Ons lees dat die mens die kroon is van die skepping. En God se skepping is ineengevleg. Hierdie is 'n skildery van Bruegel waarin die diere bymekaar gemaak word vir die ark en ons sien daar die harmonie van die skepping wat daar bymekaar gebring word. Die lotgeval van die mens en die lotgeval van die natuur kan nie van mekaar losgemaak word nie. Ons lees in hierdie verhaal ook van 'n gebeurtenis wat aanleiding gee tot 'n bepaalde beeld wat van God geskep word, van die Ou Testament, van 'n God wat van ver af kyk en sien dat dinge nie na plan verloop nie en dat hy as het ware afstand skep tussen hom en sy skepping. Hierdie is waarskynlik een van daardie tekste wat daardie beeld by mense skep van die God van die Ou Testament. Maar by 'n nadere lees van die teks, veral in die Hebreëus en soos dit nou in die nuwe vertaling 'n bietjie duideliker deurkom, staan daar letterlik dat God na die mens gekyk het en dat daar 'n pyn in sy hart teweeggebring is. Nou die woord hart in die antieke wêreld is bietjie anders verstaan as wat ons dit vandag verstaan. Hart is nie vir die antieke mense alleen iets wat met die emosie te maak het nie, maar dit dui ook op die denke van God, eintlik die hele wese van God. Nietemin, wanneer ons lees dat dit God in sy hart gegrief het, dink ek is die 2020 vertaling, dan skep dit nie die indruk van 'n afstandige God nie, maar van 'n God wat 'n diepe meegevoel met sy skepping het. Hierdie hart van God is dan verbind aan die hart van die mense, die mens in wie se beeld die mens wat geskep is na die beeld van God. Maar hy sien nie in hierdie mense se harte 'n refleksie van sy eie beeld nie. So die kloof wat bewerkstellig is tussen die mens en God is nie deur God bewerkstellig nie, dit is deur die dade, die denke en die optrede van die mens. Die vloed is dan eintlik die gevolg van die afstand wat die skepsels
van die Skepper neem. En hulle dink dat die skepping kan aangaan sonder 'n Skepper. Gemeente, maar soos ons weet, op hierdie punt in die verhaal tree Noag na vore. Daar's 'n keerpunt in die verhaal dat God vir Noag sien en van besluit verander. Van Noag word daar gesê dat hy onberispelik in sy optrede was, dat hy regverdig was en dat hy naby aan die Here geleef het. Maar dit is nie die eerste keer wat ons van Noag lees in die Bybel nie. Ons lees in hoofstuk 5 reeds van Noag in 'n geslagsregister van Adam. Nou daar staan hy, sy pa wat Lamech was, het hom Noag genoem en gesê: hierdie een sal ons troos oor ons werk en die geswoeg met ons hande oor die grond wat die Here vervloek het. En is inderdaad in hierdie beskrywing in Hebreëus in die woord troos dat ons vir Noag teekom. So die Hebreëse woord vir troos, Nachem, is naby aan die woord Noag. Maar wat ons in Genesis 6 lees, die Hebreëse woord vir jammerte, Nagam, is gekoppel aan die woord vir troos. So dit beteken dat dit gebeur dikwels in die antieke tale dat 'n woord na twee verskillende kante toe kan beweeg as die verbuiging van die woord verander. Maar die kern van die woord bly dieselfde. Voor hierdie gebeurtenisse plaasgevind het God dan reeds sy troos aan die mens aangebied. Dit was daar vir iemand om dit op te neem. En ons lees dat Noag dit wel gedoen het. Noag het geantwoord op sy naam deur gehoorsaam aan God te leef. In die Nuwe Testament in die boek Hebreërs 11 vers 7 is daar 'n lys van geloofsfigure en Noag word daar genoem. Daar staan deur die geloof van Noag toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die geweld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Nou goed, die woord geloof kom nie soveel voor in die Ou Testament as in die Nuwe Testament nie, maar daar kry ons in die Ou Testament natuurlik meer met die woord gehoorsaamheid te doen. Nou nog twee interessante woorde wat ek wil noem, wat ons in hierdie teks kry. Die eerste is natuurlik hierdie gevoel van jammerte en troos by Noag. Die tweede is dan hierdie vloedwater. In die Hebreëus Tehom. En dit kry ons ook in die eerste vers van die Bybel, in Genesis. Daar waar die aarde woes en leeg was, hierdie oerwater, soos dit ook beskryf is. Alles is eintlik vermeng. En hierdie woord kry ons in die volgende hoofstuk, wanneer hierdie water weer op die aarde toesak. En party van die kommentators beweer dat hierdie water dui eintlik op 'n wat nou in die Engels genoem word decreation, wat iemand nou vir my help vertaal het met 'n
'n ontskaping, 'n ontskapingsmoment. Dit wat geskep is, word teruggeneem na die tyd voor die skepping toe. Dit is hoe ingrypend hierdie gebeure is waarvan ons hier lees. Maar net soos in Genesis 1, is dit wat gebeur om hierdie oergaos eintlik teen te werk, die ingryping van God se woord. En ons kom hier die eerste keer die woord verbond teë in die Bybel. Ons vergeet dit dikwels dat ons dink die woord verbond kry ons eers in Exodus, maar dis inderdaad eers die eerste keer hier alreeds aanwesig. Voordat God met 'n bepaalde volk in verhouding tree hy met die hele mensdom in 'n verbond. Nou in die ander vloedverhale van die antieke wêreld kry ons hierdie roemryke helde, groot figure. Sommige van hulle gaan na die onderwêreld, gaan besoek die helde van ouds en keer terug. En in vergelyking hiermee is die begrippe wat gebruik word, die woorde wat God vir Noag gee, baie meer nederig. Die woord wat hy vir Noag gee, wat ons met die woord ark vertaal, ons moet dit ook nie verwar met die woord ark. Later in die Ou Testament, die ark in die woestyn, dit is twee heeltemal verskillende woorde. Hierdie woord is eintlik 'n Egiptiese woord, teva, en dit beteken, dis eintlik 'n mandjie. En die enigste ander plek waar ons dit teekom in die Ou Testament, en ek seker die woord mandjie lei 'n klokkie by baie van julle, is daar waar Moses op die water geplaas word en om sy lewe te red. Nou hierdie mandjie het by die Egiptenare kon dit baie dinge beteken. Dit kon 'n klein mandjie, dit het nie op 'n sekere grootte gedui nie, dit kon groter of kleiner wees, baie groot, baie klein. Dit kon selfs 'n kus wees waarin iemand ter ruste gelê word. En ons weet daar is mense dikwels saam met hulle besittings in hierdie mandjie geplaas om na die volgende lewe toe te beweeg. So hierdie mandjie het dan eintlik gedui op die versameling van kosbare dinge. So ons sien eintlik 'n verhouding hier met Genesis 1, ons sien 'n verhouding tussen hierdie teks en dit wat met Moses gebeur. Moses word ook op die water geplaas, ook om sy lewe te red. En hierdie daad, net soos by Moses, dui 'n nuwe koers vir die mens se verhouding met God aan. So in die lydenstyd val die tema dikwels in hierdie 40 dae op daarop dat ons lewens opnuut tot Christus moet rig. So veral in die vroeë kerk was dit dikwels die gebruik om verhale in die Ou Testament te gebruik om die lydensweg aan te dui. En hierdie was een van die verhale wat dikwels gebruik was. Die fokus daar was dan spesifiek op die 40 dae wat Noag in die ark gedryf het. En dit is gekoppel aan die 40 dae van die lydenstyd. Dit is 'n tyd van afwagting en van hernieude toewyding vir gelowiges. Nou toewyding in ons geval, en as 'n mens kyk na ons teks, sou ons sê dit beteken eintlik om daardie mandjie van ons lewens te vul met die dinge wat ons met God besig hou. Dit is maklik om te sê dat ons belydenis van geloof afgelê het, dat ons kerk toe gaan
en dis meer. Maar gedurende 'n jaar leer 'n mens weer slegte gewoontes aan. Is 'n mens weer besig om die chaos en die oerwaters in ons lewens in te laat. En die ontskaping van God se handewerk in ons lewens toe te laat. Ons kan vir onsself in hierdie tyd vra, leef ons soos Noag naby aan die Here? As ons hierdie vraag eerlik moet antwoord, sal ons tekortkoming moet bely. 'n Interessante ding wat ek hierdie week van verneem het, is 'n video wat omgestuur word. Miskien het van u dit ook al gesien, waar daar gepraat word oor al die dinge, al die instruksies wat God gee vir die ark, dat dit met pik bestryk, waterbestand gemaak word en so aan. Maar daar is een belangrike detail wat uitgelaat word, wat 'n mens sou verwag sal bywees by 'n skip, en dit is 'n stuur vir die skip. So wanneer hierdie skip vrygestel word, is dit nie Noag wat die ark bestuur nie, maar dit is God wat die koers aandui. So vir ons, wanneer ons dink aan die dinge wat ons in ons lewens moet inlaat en toelaat, met die oog op lydenstyd, op die weg wat ons saam met Christus stap, die weg wat hy namens ons gestap het, dan dink ons aan hierdie reënboog, hierdie verbond van God wat uit die chaos ontstaan. En ons dink ook daaraan, ons dink aan wat toewyding vir ons beteken. Vir baie mense beteken toewyding afsondering, om hulle weg te keer van dinge wat hulle vashou. En ek sou sê, dit is dikwels nodig om jouself te isoleer, om weg te draai van die dinge wat vir jou sleg is. Maar ons moet onthou dat ons as mense, soos dit hier aangedui word in die verhaal, nog steeds die kroon van die skepping bly, en dat ons verantwoordelik is vir die skepping. Dit beteken veral in ons tyd ook, as ons dink aan al die kragtige masjinerie en die verwoestende wapens wat met die druk van 'n knoppie geaktiveer kan word, dan besef ons watter verantwoordelikheid ons as mense het. In hierdie tye van chaos en wanhoop moet ons onthou, soos die evangelie van Johannes in die heel eerste hoofstuk sê, net omdat die wêreld hom nie gesien het nie, beteken nie dat hy nie die wêreld sien nie. Daar staan in die evangelie so 2 hoofstukke verder, dat hy die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gestuur het, as 'n vervulling van hierdie verbond. Laat ons dan in hierdie lydenstyd ook gehoorsaam en onberispelik ons Verlosser en ons Skepper se verbond van liefde in ons denke en in ons werksaamhede, in ons verhoudings met ons naasbestaandes en elders, maar ook in ons alleenwees, volg in ons woorde, in ons dade en ook in ons gesindheid. Amen. Gemeente, kom ons bly dan nog so sit en dan bid ons saam.
Here, ons dankie dat U nooit die werk van U hande laat vaar nie. Ons dankie, Here, dat U geregtigheid wat bo ons verstand uittroon, nie gesetel is in wraak nie, maar in liefde. Ten spyte van 'n wêreld wat getuister word deur oorlog, angs en onsekerheid. Ons vra, Here, dat U geregtigheid ook sal inwerk op die optrede van wêreldleiers en besluitnemers. Ons vra dat U in hierdie lydenstyd ook vir ons die weg sal aandui in ons eie lewens, sodat ons kan rig op U en op die dinge wat belangrik is. Net soos U vir Noag ook die weg gewys het. Hou ons gedagtes in ons harte en ons optrede naby aan U. Ons vra ook, wees by hulle wat in moeilike omstandighede leef, hulpeloses, armes, lydendes, gewone mense. Hou U hand oor elkeen. In U naam ontwil. Amen. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees.